Jy is ingeskakel by die aandgodsdienste reeks van Uit die Woord Digitaal. Baie hartlik welkom, liewe vriende, vanaand by ons stil word oomblikke rondom die Here se woord. Mag God deur sy Heilige Gees en deur sy woord ons vanaand in die geloof versterk en ons harte open sodat ons kan groei en hom kan verheerlik. Ons gaan vanaand saam lees uit die woord van die Here uit Markus hoofstuk 4 vers 35 tot 41. Laat daardie middag, sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by hulle. Skielik het daar 'n groot storm losgebars, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom: Meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see: Hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle: Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê: Wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Die lewe, liewe vriende, voel baie keer soos 'n stormsee. Daar is dae van vrees, bekommernis en onsekerheid. Soms voel dit asof alles rondom ons in mekaar stort. Maar juis in die storms van die lewe, wys Markus vir ons dat ware rus net by Jesus gevind word. Die disippels was in 'n boot op die see, toe 'n geweldige storm losbars. Die golwe slaan oor die boot en in die boot, en hulle word bang. Maar in die middel van die storm sien ons iets merkwaardig. Jesus slaap rustig voort. Waarom? Omdat hy volkome vertrou op sy hemelse Vader. En dieselfde Jesus gee ook vandag rus aan sy kinders. Ons gaan vanaand stil staan by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. Die eerste punt is: Jesus is by ons in die storm. Die disippels was nie alleen nie. Jesus was saam met hulle in die boot. Dit beteken nie dat gelowiges nooit storms sal beleef nie. Inteendeel, soms kan storms van siekte oor ons kom. Soms storms van finansiële druk, die storms van hartseer en bekommernis, geestelike storms van twyfel en vrees. Maar die troos van die evangelie van God is dat Jesus saam met sy kinders is. Die disippels het gedink hulle sal vergaan in hierdie storm, maar hulle grootste veiligheid was nie die boot nie. Dit was die teenwoordigheid van Jesus. So ook met ons, geliefdes. Ons veiligheid lê nie in geld, mense of omstandighede nie. Ons veiligheid lê in Jesus Christus alleen. Selfs wanneer dit voel asof God stil is, het hy ons nie verlaat nie. Die tweede punt waarby ons vanaand stil staan is dit: Jesus het mag oor elke storm. Die disippels maak Jesus wakker en roep: Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Hoe menslik klink dit nie? Hoe maklik dink ons ook nie: Here, sien u ooit my swaar kry nie? Maar kyk wat doen Jesus. Hy staan op, hy bestraf die wind en sê vir die see: Swyg, wees stil. En onmiddellik word dit doodstil.
Wat 'n magtige verlosser is Jesus Christus daarom nie. Die wind gehoorsaam hom, die see gehoorsaam hom, die skepping buig voor hom. En dit wys vir ons geliefdes, daar is geen storm groter as Christus nie. Mense kan nie altyd ons probleme oplos nie. Ons eie krag faal dikwels, maar Jesus bly almagtig. Die kruis bewys dit die duidelikste. Daar het hy die grootste storm van almal oorwin, die storm van God se oordeel oor sonde. Daarom kan elke gelowige rus vind, want Jesus het klaar die oorwinning behaal. En dan in die derde plek vanaand. Jesus bring vrede in die hart. Nadat die storm stil geword het, vra Jesus: "Waarom is julle bang? Hoe het julle dan geen geloof nie?" Die grootste probleem van die disippels was nie die storm nie, dit was hulle klein geloof. En dikwels, liewe vriende, is dit ook ons probleem. Ons kyk meer na die golwe as na Jesus. Ware rus kom wanneer ons oë op Jesus gefestig bly. Nie op ons omstandighede nie, nie op ons vrese nie, maar op Jesus. Jesus beloof nie altyd 'n maklike lewe nie, maar hy beloof sy teenwoordigheid en sy vrede. Daarom kan 'n Christen selfs in moeilike tye innerlike rus hê, omdat Jesus regeer, omdat Jesus ons liefhet en omdat niks ons uit sy hand kan ruk nie. Geliefdes, miskien is daar vanaand storms in jou lewe. Miskien voel jy moedeloos en bang. Onthou dan, Jesus is by jou. Jesus regeer oor die storm. Jesus gee vrede vir die hart. Moenie jou rus in die wêreld of by mense gaan soek nie. Vind jou rus by Jesus Christus alleen. Want waar Jesus is, daar is vrede, selfs in die middel van die storm. Kom ons bid saam. Ons troue God en hemelse Vader, ons buig in diepe nederigheid voor U neer vanaand, so aan die einde van nog 'n dag. Dankie Here vir U goedheid, U liefde en bystand in ons lewe. Dankie dat ons ware rus by Jesus Christus kan vind. Ons kom vanaand na U toe, net soos wat ons is. Trek ons nader, Here. Gee ons U vrede. Gee ons die ware rus. Dankie dat ons dit in Jesus kan vind. Beskerm, behoed en bewaar ons ook in hierdie nag. Steek U hand van liefde oor ons uit. En gee ons U vrede, wat alle verstand te bowe gaan. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Baie dankie vriende, tot môre aand.